Hallo, ek is Mikie Matthee, tegniese bestuurder vir Rowik Leers Kaapstad. Ek wil julle 'n bietjie meer vertel van die Krone reeks balers wat ons in die Rowik groep het. Ek begin hier by die intreevlak baler van Krone. Hierdie baler het amper nog niks verander vandat hy rooi was baie jare terug. Hy het die tipiese chain en slat konfigurasie wat die bal vorm. Hy het nie 'n camless pick-upie, 'n 1.8 meter pick-up met inkrapvingers. Dis nog 'n tipe baler wat 'n gravity feed oliepotjie op het om die twee hofkettinge te olie. Dit is 'n robust baler en jy werk sommer self aan hom. Dit is 'n no-nonsense baler, lieflike baler. Dan hier het ons die Fortima. Dit is 'n hoër kapasiteit baler. Hy het 'n camless pick-up, 2.05 meter, beskikbaar met of sonder lemme en hy is beskikbaar standaard met net, maar jy kan ook 'n toubindkiet insit. As hy lemme in het hy 17 lemme in en hy het ook die chain and slat stelsel, maar hy het auto feed, auto loop stelsel. So hy werk met skoon olie met nozzles. Hier is dan die Comprima. Hy baal enige ding. Hy is 'n baie hoë kapasiteit baler. Hy het ook 'n camless pick-up, 2.15 meter met die twee augertjies en dan die invoer router ook met en sonder lemme en hy het twee Nova Grip belte wat die bal vorm. Wanneer die bal dan nou gevorm word teen 'n 100% baldruk, het daai belte maar 12% van hulle breekkrag hanteer hulle. Hierdie spesifieke model is die F155, so hy het 'n semi-variable chamber en agter op die baler is twee potte wat lyk soos springkanbene wat jy penne in 'n ander gat sit om van 1.2 tot 1.5 meter baal diameters te maak. Jy skuif net 'n pen en as jy hom geskuif het, dan sê jy op die monitor wat die baal diameter is en dan het jy die volgende size baal. Hier kom ons by die nuwer toevoeging in ons reeks, die Veripack. Jy kry hom in 'n 165 en 'n 190, met ander woorde 'n 800 mm baal minimum op albei van hulle. Die 165 maak tot 'n 1.6 meter diameter baal en die 190 tot 'n 1.9. Hy's ook beskikbaar met en sonder lemme, ook 'n 2.15 meter pick-up. Wat hom uniek maak is hy het 'n baie groot diameter router wat die materiaal invat agter die pick-up en die twee augers op die kante is deel van die router. So hy het baie hoë diameter augers ook. Dit is 'n beltbaler, twee smaller belte op die kante en een wyer een in die middel om die begin van elke baal makliker te maak in dunner rye. Ja, dit is regtig 'n hoë kapasiteit baler en hy maak 'n stywe baal. Hy baal baie goed. Dan het ons hier die Big Pack 1270. Dit is die tweede grootste Krone baler wat ons tans in ons reeks aanhou. Hy het 'n 2.35 meter pick-up, ook 'n router en twee augers. En dan het hy 'n VFS stelsel, 'n feeder house stelsel wat dan 'n pakkie bymekaar maak en kompakteer voordat hy die pakkie opstoot in die baalkamer. Hy is ook nou toegerus met 6 V-knotters. Dis Krone se knoper wat nie meer toutjies afgooi nie, dis double knotters. Met ander woorde, as die naalde opgaan, maak hy twee knope. Hy maak een knoop om die bal klaar te maak en hy maak onmiddellik nog 'n knoop om die volgende bal se begin te vorm. Die balers kan toegerus wees met 'n vogmeter, hy kan toegerus wees met 'n skaal, hy kan toegerus wees met 'n steering axle, hulle het standaard remme. Hierdie ene is 1.2 meter wyd die baalkamer en 700 mm hoog is die baalkamer en dan die lengte kan jy tussen 1 meter en 3 meter bale maak. Dan het ons ook 'n 1290 wat ook 'n 1.2 meter baalwydte is. Van hom af tot sy grootboeties het almal dieselfde sluitonderdele, die slytasieparte. Sy dienskostes is baie laer as sy voorgangers. Dankie julle, ek hoop julle kon iets wys raak.